Gek oor haar eie Afrika ondier episode 108. Lia klou aan die stuurwiel van haar klein Suzuki Jimny vas. Die bakkie kort agter haar is 'n fort van soorte. Sy sien die blou wapen voorop, maar is 'n yslike groot bakkie met nog groter bosbrekers. En die bakkie is nie daar omdat hy gaaf is en wil kom kennis maak nie. Hy is daar om haar om een of ander rede van die pad af te druk en tot stilstand te dwing. En stilhou is iets wat sy nie vrywillig gaan doen nie. Sy weet een ding verseker, as die bakkie haar van agteraf tik, gaan sy vlieg. Al wat oorbly is om te probeer om onder hom uit te jaag. Maar hoe lank sy dit gaan regkry met 'n klein Suzuki Jimny is 'n ope vraag. Behalwe as sy iewers op 'n sanderige plek afdraai, daar waar sy 'n voorsprong in die veld en tussen die bome kan hê. Die karretjie is so lig en so klein dat dit soos 'n spinnekop op die sand kan hardloop en sy kan gemaklik tussen bome deurvleg. Of liewer, dit is wat die verkoopsman en die mense wat die voertuigie aanbeveel het, te vertelle gehad het. Ander voertuie ploeg en is groot en lomp, soos die ou groote hier agter haar dalk. Maar hy het 'n groter engine en beslis baie meer stuurkrag. Maar vereers moet sy van die grondpad afkom. As sy net ver genoeg vooruit kan kom, dat hy haar nie tik terwyl sy draai nie, want dan gaan sy verseker vlieg, gat oor kop slaan en die karretjie sal rol. Sy sit voet neer en verby die volgende boom bestorm sy die sandwal aan die oorkant van die pad, waar sy 'n entjie in die veld kan sien. Met meer geluk as wysheid vlieg die Suzuki oor die eerste sandwal en toe sit Lia voet in die hoek, die bosse in, maar helaas nie verlang nie. Wanneer die Suzuki self op 'n stuk hout of iets vasval, beur sy 'n klein entjie in vierwieldryf voort en toe gee sy op. Sy spring uit, trek haar sleutel uit die aansitter en hardloop die bosse in. 'n End agter haar hoor sy dat die fort dit nie verby die eerste sandput gemaak het nie. Die manne spook en brul om daar uit te kom. Uiteindelik stop hulle en toe roep een van hulle uit: "Hey ou, sy ry ook nie meer nie. Dalk moet ons haar te voet probeer opspoor. Daar is 'n groot prys op haar kop, baie geld." "Ja," sê die ander ou, "ons los die bakkie. Die pad is stil op 'n Saterdag. Hier gaan nie veel voertuie verby ry nie. As ons haar eers gekry het, bind ons haar vas en dan kom grou ons die ding uit, solank ons haar net vanaand vir die man kan gee." Dit is nie 'n stem wat Lia ken nie, ook nie die ou wat heel hartig saamgestem het nie, maar sy het 'n baie goeie idee wie die persoon is wat die prys op haar kop gesit het, die persoon wat haar vanaand nog wil sien. Dit is sonder twyfel Ralph Jameson, haar gewese man. Sy wag nie 'n oomblik langer nie. Sy begin weer hardloop in die rigting waar sy vermoed Hurters Retreat moet wees. Maar sy hou die grondpad waarin sy sou gery het, iewers links van haar in die oog. Afstand is so bedrieglik. Dit mag miskien nou vir haar voel dat dit 'n uur se stap na die plaas toe is, maar het kan haar ook 3 ure neem. 3 ure, as sy voor haar agtervolgers kan bly. 3 ure waarin die son gaan sak. En daarna is sy oorgelewer aan wat ook al in die bewaringsgebied rondbeweeg. Roofdiere en stroopers. Grensstrade is mos af tussen die plase en hulle het al leeu's nie ver hier vandaan af gekry nie. Leeu's waaroor sy gewoonlik jubel as sy in 'n voertuig is, maar wat haar nie te bly gaan maak as sy na donker in hulle moet vasloop nie. Dit is hoekom sy nie te ver van die grondpad af beweeg nie. Dalk is daar 'n 1 uit 1000 kans vir 'n ander voertuig of selfs 'n wildbesigtigingsvoertuig wat van iewers af daar verbygery gaan kom. En sy weet mos dat Zing en Haya later van Bonsai af heel moontlik daar gaan ry.
Uiteindelik steek sy stokflou langs 'n boom vas om weer te luister. Maar in hierdie stadium is dit doodstil rondom haar. Definitief nie voetstappe nie en ook nie voertuie wat ry nie. Dalk as sy vroeër vir 'n kort oomblik gaan staan het sy dit geruik. Iets wat niks anders as die dood beskryf kan word nie. Die reuk van 'n verrottende karkas hier bitter naby aan haar. Dalk die vangs van leeu's, 'n luiperd of selfs hyenas, maar dit kan ook die fonds van stroopers wees, waar 'n dier nou al verby sy verkoopsdatum verrot het in 'n stryk. Lia wag dat die geluide van vretende diere vir haar moet vertel vir wie sy bang moet wees en wie die trotse baas van hierdie buffet tafel is. Maar die bots bly buitengewoon stil. Daardie stilte, miskien voor 'n storm, of voor die bloedstollende krete en skreeuwe van haar agtervolgers wat van die naaste struik tevoorskyn kom. Is dit hoe hulle klink as hulle bly is, dat hulle prooi nie een voet voor 'n ander meer kan sit nie? Of is dit hoe manne klink, wanneer hulle self pas teen een van die mees afgryslike gesigte in mense heugenis vasloop? Vir die gil wat uit haar eie keel kom, het Lia ook nie 'n werkbare beskrywing nie. Nie in een van die tale wat sy praat nie, nie in Afrikaans nie, nie Engels nie, nie in Portugees of enige ander taal wat sy kan verstaan nie. Die ding wat haar hande nou vasvat, kan beslis nie meer leef nie. Sy kyk op in die verwronge gesig van 'n maanhaarleeu wat soveel jare gelede al dood is, dat daar van hom en die ding wat hom dra, byna niks meer herkenbaar oor is nie. Sy weet verseker dat dit bestaan en dat sy nou in die greep van die sogenaamde zombie beland het. Sergio hou sy 3008 geweer gereed voor hom. Langs hom loop Rory met die pylgeweer. 'n Spoorsnyer loop 'n entjie voor hulle uit na die plek waar daar 'n swaar gewonde maanhaarleeu opgemerk is. Sergio en die span was op pad na die plek waar hulle laaste 2 aande se kamp sou opgeslaan het, maar toe moes hulle van koers verander om by die spoorsnyer aan te sluit. Sy makkers hou die leeu's op 'n afstand dop, die maanhaar wat gewond is, en hy is nou alleen. Daar was blykbaar 2 wyfies by hom, maar toe die groot man begin spoed verloor het die wyfies vinniger voortbeweeg. Sergio en sy span het met die voertuie so na as moontlik aan die dier gery, en toe moes hulle uitklim en begin stap, senie tergend, want 'n gewonde leeu is onvoorspelbaar. Wanneer Rory die pylgeweer optel en korrel, bring Sergio sy maskryf ook na sy skouer toe. Rory het net een kans om die dier te verdoof. As hy mis en hy storm, sal Sergio hom in sy spore moet stop. Ongelukkig. Of nee, logies. Mense lewens kom altyd eerste bo die van diere. Behalwe dat Sergio voel asof hy die een wat dit aan die leeu gedoen het, met graagte voor die pylgeweer wil sien instap. En as die groot lekker slaap, sal hy ook 'n paar prosedures op hom wil doen. Soortgelyke prosedures wat hy graag aan mense wil doen, wat renosters skend terwille van hulle horings. Die pylgeweer klap langs Sergio en die maanhaar kom op sy voete en mik om te storm. Deur sy teleskoop sien Sergio dat die dart netjies in die leeu se skouer beland het. 3-4 tree en die maanhaar suig neer aarde toe. Die spoorsnyer drafstap terug om die span te laat weet dat hulle maar kan kom met die voertuie en die draagbaar. 10 ouens kreun net daarna om die volgroeide maanhaarleeu na die Ayunda te dra. Uiteindelik kan Rory en Sergio nou na sy wonde kyk.
vanselfsprekend, en net soos wat hulle vermoed het, is dit die werk van geweerskote. Na 'n ligte narkose begin hulle om die koelgate oop te sny, om die loodpunte te verwyder, die infeksie weg te sny. Daar is 7 loodpunte om presies te weet. Sergio swets onderlangs wanneer hy die eerste loodpunt tussen sy vingers hou, want hy besef dat dit presies is net wat hy vermoed het. Die vuurwapen wat gebruik is nie 'n swaar kaliber geweer wat 'n leeu kan dood nie. Iemand loop moontlik, beslis, met 'n kleiner pistool of revolver rond en wond diere. Iemand ry waarskynlik in 'n bakkie rond en maak magasyne leeg op sy leeu's. As die persoon te voet was, het die maanaar hom waarskynlik ten spyte van sy gewonde toestand die ewigheid ingeklap en verskeur, die dat hy kon wegkom. Hy's in 'n bakkie. Behalwe dat dit 'n ongelooflike pynlike dood is wanneer 'n dier uiteindelik aan infeksie of van bloedverlies sterf, maak die eerste impak hom net kwaad, briesend kwaad. Hy sou verseker gestorm het as die man op sy voete was. Nadat hulle die maanaar behoorlik behandel het, laai hulle hom in die hok agter op die bakkie waarmee Rory ry. Hulle kan hom nie hier los nie. Sy toestand is te verswak en in sy half verdoofde toestand is hy 'n maklike prooi vir hyenas en ander vyandelike leeu's. As die trop nog met hom was en hom kon beskerm, maar sy wyfies het hulle blykbaar 'n paar dae gelede al agtergelaat, waarskynlik kort na sy konflik met Mr. Trigger Happy. Sergio draai na sy span. Hulle wag op hom om opdragte vir die aand uit te deel. Hy vra, sal ons vanaand hier kamp maak en môre dan maar teruggaan Leeuplaas toe, die res van ons missie abandon? Ja, asseblief, dit is veral die meisies wat die voorstel met dank aanvaar. Bykans 5 dae in die veld en die warm storte daar in die kampong lok nou met oorgawe. As dit van hulle afgehang het, het hulle somme vanaand al gery. Die watertanks op die ander bakkie is naby aan leeg en die kosvoorraad bestaan uit mieliemeel en blikkies currygroente. Die res is vloeibare verversings. Die manne skoffel nou 'n paar graspolle uit en rol die grondseile oop. Hulle slaan net een van die 2 groot weermagtente op. Tent opslaan is harde werk en vir een nag nie die moeite werd nie. Hulle is in elk geval te moeg en sat om met die meisies te lol, sien Sergio geamuseerd. Dit is op so geleentheid dat hy ook nie sy tent gaan opslaan nie. Hy en Rory slaap dan op die bak van die Hyundai. Hy met sy kop na die kajuit se kant toe en Rory slaan met sy kop teen die klap agter. Buite is die werkers besig om die 6-man tent op te slaan en die kosspan semente slaan net 'n gazebo teenoor hulle trokkie op. Hulle hang flappe aan 3 kante, dan slaap hulle met hulle koppe onder die bakkie. Jy trotseer eerder 'n slang of 'n skorpioen as om die byt van 'n hyena in die gesig te ontvang. Terwyl almal besig is om hulle self in te rig vir die nag, waarsku Sergio eers. Ons het geglo dat hier nie leeu's in die gebied is nie, maar soos julle kan sien, hier is die maanaar nou. So kom ons wees asseblief versigtig en gedra ons asof hier leeu's in die omtrek kan wees. Niemand vang 'n veldhee as iemand anders nie wag staan nie. Terwyl die kosspan aandete maak, gaan kyk hy en Rory vir oulaas na die leeu agter op die bakkie. Hulle sal hom maar deur die nag so half aan die slaap hou tot môreoggend. Dit is nie asof daar 'n oomblik in 'n dag is wat Sergio glad nie aan Lia dink nie. Inteendeel, sy is heeltyd in sy gedagtes, maar nou dat die son begin sak, is sy net meer intens daar. Hy haal sy selfoon uit sy sak en kyk of sy vir hom WhatsApp boodskappe gestuur het. Ja, sy het. Daar is 'n hele paar ander mense wat ook na hom gesoek het, waarskynlik in verband met die leeu, maar hy blaai verkieslik eers dadelik na die 3 stemboodskappe wat van Lia afkom.
In haar eerste boodskap vertel sy vir hom dat sy so teen 2 uur gaan terugry plaas toe. Sy kon seker nog 'n aand in Bonsai gebly het, maar met Gatto, wat so naby aan kleintjies kry is, wil sy liewer by die huis en op die plaas kom. In haar tweede boodskap vertel sy vir hom dat die mense soek hom met 'n seer hart. Sy hoor dit oor die radio. Iewers is daar blykbaar een van sy leeu's wat aandag nodig het. Die dat sy hom nie nou gaan bel nie en liewers net 'n stemboodskap gaan los. Sy weet mos dat sy foon beskikbaar moet wees en dat hy binnekort gaan besig raak met 'n leeu-pasiënt. Sy wil net vir hom sê dat sy nou inderdaad terugry plaas toe, maar dat Zing en Haya ook op pad is met 'n lorretjie vol goed wat sy en John in Bonsai gekoop het. Eers sou net Zing agter haar aangery het, maar Haya kom ook nou saam. Paula en Sylvie werk beide nagskofte. Hulle gaan haar volg sodra hulle alles opgelaai het wat sy en John gekoop het. En toe kom haar laaste boodskap. Ek is nou halfpad op pad na Hurters Retreat toe, pas deur die hekke van die Bavaria. Ek sal vir jou boodskap stuur wanneer ek daar aankom. En dit, sien hy nou met 'n skok, was 2 ure gelede. Toe raak die oulike vroumensie waarskynlik so besig nadat sy haar voete op Hurters Retreat gesit het, dat sy skoon vergeet het om hom te laat weet. Of haar selfoon is nou pap, besluit Sergio toe haar terugskakel en die foon na 2 luie afgaan. Daar is net een oplossing, hy sal vir Maria bel om te hoor of sy daar is. Maria, wat ook al 'n bietjie bekommerd die hek staan en dophou. Lia het vir haar laat weet dat sy op pad is en dat sy 2 gaste saambring, wat natuurlik nooit 'n probleem is nie, want sy wat Maria is kook altyd vir 4 mense ekstra, en as die manne in die aand besluit om te braai, is daar altyd te veel van alles. Die enigste probleem egter is, nie Lia nie. Dit is ook dat haar gaste nog nie intussen opgedaag het nie, wat eintlik daarom ook nie 'n probleem is nie, want hulle gaan nie eet voordat Jesu nie opdaag nie, en hy is mos uit veld toe met sy toeriste. Nou Maria, vertel nou eers vir my, met alles wat jy nou gesê het, is Lia op die plaas? Nee, sy is nog nie, Sergio. Okay. En hoe lyk Gatto? Vra hy. Rustig, ek daar by julle, Sergio. Waar staan jou mense vanaand? Hy noem die plek se naam, maar sy kop is al klaar nie meer by die gesprek met Maria nie. Hy is stadig, maar seker besig om bekommerd te raak. Nie oor sy kat nie, oor die vrou vir wie hy omgee, en oor Haya. En die ander mense, wat gaan aan, hoekom is hulle nog nie op die plaas nie? Hy en Lia het intussen daaroor gepraat na die skrik daar in Tofu. Niemand van hulle 2 skakel fone af nie, en jy hou dit gelaai. As jy vergeet om te bel of iets te laat weet, kan die ander een jou in die hande kry. Nie hy of Lia is daarop uit om enige speletjies te speel nie. Daarom besef hy by die oomblik dat daar 'n baie goeie en waarskynlik kommerwekkende rede is vir haar stil swye. Word vervolg.